Môre daar, Koert, ek hoop het gaan goed daai kant. Koert, ek wil vir jou 'n vraag vra. Daar, jy weet, elke keer kom daar iets nuuts by en jy weet, dan leer mense nou weer iets, dan val die huisbak, nou gaan die huisbak weer op, soos 'n mens kan sê. Maar ek wil jou vanmôre 'n vraag vra. Stem jy saam met my? Is dit hoe jy dit doen? Geestelike oorlogvoering. Die Here gee vir jou toestemming. Dis in sy wil, want ek kan nie obviously in my wil enigiets doen nie, maar net 'n voorbeeld. Wanneer God vir my sê, luister, bind hierdie gees of daai gees of dit in daai area of in my huis. Kom ons begin by my huis. In my huis byvoorbeeld. Daai of daai en daai steenbore. So daar kan ek geestelike oorlogvoering doen. Ek kan daar bind met die Here se toestemming, wanneer hy iets vir my wys. Anders doen ek dit mos in my eie krag. Dan praat ek nie eers van dorpsgebied en dan landsgebied nie. Area en landsgebied nie, provinsiegebied nie. Ja, ons mag ons nie geestelike oorlogvoering doen net omdat, soos ek sê, omdat geestelike oorlog, dit is 'n baie ernstige saak. Vir my is dit 'n baie ernstige saak. En dit is alles geskied deur die Here. Soos ek sê, om uit my eie te gaan en te sê, okay, nee, ek sien nou in Kaap, daar is nou so 'n gees, nou ek bind hom van hierdie kant af. As God my nie toestemming gegee het nie. As God my nie deur hierdie dinge gebring het nie, jy weet, hy gee jou mos ietsie kleins en dan vat hy jou groter. En dit ook bygesê, as dit jou bediening is. So ek wil net hierdie dinge ook vanmôre met jou uitklaar. Is ek reg? Want in my gees het dit nou al baie opgekom. En ek is baie versigtig met geestelike oorlogvoering, omdat ek weet wat ek weet. As ek uit God se wil uit is, draai daai goed om en hy kan my aanval. So, ja, ek wil maar net jou mening hoor. As jy tydjie het, asseblief, antwoord my en baie mooi en geseënde dag vir julle. Kim, goeiemôre, altyd lekker om van jou te hoor en ek vertrou jy het 'n goeie, ekskuus tog 'n geseënde naweek agter die rug en ons is baie positief vir hierdie dag en vir die week. Mag die Here ook verheerlik word deur elke tree wat ons gee en elke woord wat ons spreek en waar ons gaan, waar hy ons ook al stuur, mag hy daardeur verheerlik word. Kim, jy is 100% reg. Jy weet, vir alles dit bevryding kom. En dat ek vir jou sê, daar's nie 'n manier. 'n Persoon kan huil, hy kan plat lê op die grond. Ek sal absoluut niks doen as ek daai opdrag van die Here af ontvang nie, want jy weet wat, daar waar jy dinge begin doen, daar waar jy begin optree en dinge sê en doen, en God het jou nie daai opdrag gegee nie, dan tree jy as God op, dan wil jy self God wees. Verstaan my punt? Ja, ons moet gesag autoriteit vat en ons moet bid. Maar vir my, jy weet, ek kan vir 2 ure aan mekaar bid. Waar die geheim in kom is om op die oude vrydag te sê, Here, as dit U wil is, soos Jesus in die tuin van Getsemane, Vader, as dit U wil is, verstaan? Of wanneer jy afsluit, mag U wil geskied, want daar waar jy sê, Here, U wil, gee jy die bal totaal en al in God se hande, en God kan besluit wat hy aanvaar van jou gebed en wat hy nie aanvaar nie, en waar hy optree en nie optree nie. Verstaan jy, maar as jy begin sommer besluit, luister jy, ons sien die oorlog daar in Iran en Amerika wat daar optree en nou bid ons dat die Here nou weet dat die Engelse uitgaan en daai moordgees van Donald Trump en van Benjamin Netanyahu, dat die Here nou Engels hy sê, maar daai moordgees sal vasbind in Jesus Christus se naam, en daai terroriste gees en daai bose afgodsgees en valse gelowe gees daar vasbind te goed. As God jou nie daai opdrag gegee het nie, kan ek vandag vir jou sê, wil ek vir jou amper sê 98% daai gebed gaan geen vrug en seën oplewer nie. Maar daar waar jy dit bid, onthou alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. Maar die woord sê ook 2 Korintiërs 6:7 dat ons wapens vir aanval en verdediging is om die
wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek, die wil van Satan of die wil van ander mense, maar die wil van God. En dat ek sê altyd, en ek leer mense so, daar is net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek. Dat ek vandag vir jou sê, ek wil op vir jou sê, hy's 'n groter vyand as Satan. Kurt Jordaan is een van my grootste vyande hier buite. En dit wil ek vir jou sê, dat jy sal my miskien by die hekke van my huis uitstap, of mense ontvang vir berading of bediening by my huis, as God my nie opdrag gegee het nie. Verstaan my punt? En dit gaan maar oor gehoorsaamheid. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. En ja, ons moet bid. Ons moet God herinner, as wagte op die mure moet ons God kan herinner van al sy beloftes in die woord, en ons moet dit vir God gee, want die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe. Hebreërs 10 vers 30-31, die Bybel sê ook baie hard en duidelik, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is, en dit sluit vir Satan en sy bose koninkryk in, volgens Johannes 3:27 en Johannes 19 vers 11. Jy kan nie net omdat jy die gees van God begin dinge sê en doen en hier buite kan maak wat jy wil, net omdat jy God se gees in jou het. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers, en baie belangrik, een van die grootste lyne, God het 2 lyne in die Bybel getrek, baie belangrik, ernstige lyne. Die eerste lyn wat hy getrek het, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So dit is waar hoogmoed inkom, wat jy jou eie kop volg, en dit is die hoofrede hoekom Satan uit die hemele uitgewerp is, hy en 'n derde van die engele, wat hulle hoogmoedig geraak, hulle het in opstand gekom, hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie, en God het vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neerval, omdat hulle nie onder God se gesag wou knie buig nie. En dis hoekom, dit is waar hoogmoed ook inkom, en dis die eerste lyn wat God hard en duidelik in die Bybel trek. Jy sien, as jy jouself verloon, kry jy op die einde van die dag jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En as jy 100% in jouself sterf, Johannes 3:30, jy moet minder word, God moet meer word deur jou. So dit is baie belangrik, jy nie jou eie kop volg nie, want jy gaan op die einde van die dag, ja, ons moet in geloof kan optree, maar ons moet ook gehoorsaam wees. Dis hoekom die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Geloof is baie belangrik, maar gehoorsaamheid is net so belangrik, want jy moet die opdragte van God ontvang, dit toets binne jou gees en jou hart. En as jy 100% seker is, moet jy geloof in jou voete sit, uit die boot uit klim, op die water stap, en God sal die res doen. Dit is hoe dit werk hier buite. Jy kan nie net hier buite, omdat jy die Heilige Gees ontvang het, begin sê en maak en doen wat jy wil, omdat jy nou kind van die Here is, en net jou eie kop, want dan probeer jy self God wees. Jy probeer God se werk vir hom doen, en dit gaan absoluut in jou gesig ontplof. Daar sal deurbrake en oorwinnings wees, want jy tree op in geloof, maar daar sal ook tye wees wat jy absoluut tot 'n val kom, en daai dag kan jy net kwaad wees vir jouself, omdat jy besluite gemaak het wat nie van die Here afgekom het nie. Jy word later jou eie God. Hier's baie mense hier buite, baie geestelike leiers, wat dinge sê en doen hier buitekant in die naam van die Here, dat God nooit daai opdrag gegee nie, kiem, en daai mense is baie gevaarlike mense, dat ek vir jou sê, dis hulle wat Christendom 'n slegte naam gee, en God se naam in oneer bring. Ek is baie versigtig vir daai mense. En dan die tweede lyn wat God hard en duidelik in die Bybel trek, as enigiets vir jou op hierdie aarde belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit is 2 lyne wat God tog baie hard en duidelik in die Bybel trek. So ja, mens moet baie versigtig wees, om nie buite jou gesag autoriteit op te tree nie. Ek sê altyd vir mense, ek doen absoluut niks. Ek doen absoluut niks as God my nie opdrag gee nie. En ek sal nie, dis hoekom jy nie sien, ek hou seminare en kampe en konferensies en byeenkomste, dis hoekom jy my nie op TV sien, dis hoekom jy my nie in kerke sien en preek as God my nie opdragte gee nie, want ek glo in my hart, as God my daar wil hê, sal hy die geleentheid skep om dit te doen. Mense sal my uitnooi en ek sal bid tot die Here, en God se seën sal daaroor wees, hy sal dit bevestig met my, en outomaties sal die finansies en al daai goeders in plek wees, en sal die Here vir my deure oopmaak om suksesvol te wees in dit wat ek aanpak, en hy sal
sal vir my die woord op my tong lê wat gespreek moet word. Verstaan my punt? Want jy kan nie daar instap en mense styks gee om te eet nie. Party mense drink melk in hulle geloof. Jy moet hulle stadig maar seker begin voed. Jy kan baie van hulle kan jy nie met vaste kos voer nie omdat hulle nog babatjies is in die geloof. En dis hoekom dit gaan alles oor geloof en gehoorsaamheid kiem. So ja, jy het hierdie dinge baie mooi opgesom. Ek ook elke oggend en aand te vra ek vir die Here as dit sy wil is dat die engele van die Here deur my perseel sal gaan, sal verwyder die binnekant wat nie hier woord nie en ek bly die bloed van Jesus. Ek vra vir die engele van God en dat ook die Here die muur van vuur om my perseel my huis sal wees en ek kan bid vir my regering, ek kan bid vir die mense in die land, ek kan bid vir my kinders. Op die einde van die dag, Here, as dit U wil is, wat hierdie skepping behoort aan God. Die toekoms, die verlede, die geskiedenis, alles behoort aan God. Hierdie skepping behoort aan God. En hy kan met hierdie skepping maak net wat hy wil. En ek en jy gaan hom nie voorsê, ons gaan hom nie aanjaag nie, ons gaan nie ons wil op God afdwing nie. Dis nie vir ons om God 'n Messias te speel. Nee, ons kan net op die fondamente bou. Wat Jesus vir ons nagelaat op die sporetrap wat hy vir ons uitgelê het. Maar die stem van die Heilige Gees speel 'n kritieke rol. En soos ek weer eens vir jou sê, het geloof is belangrik, ja, maar gehoorsaamheid is net so belangrik. Jy moet met God 'n verhouding in gees in jou hart hê, want daar waar jy optree, wat jy mense sê ek gaan uit en ek beraad en doen bevryding op mense, en God het nie daai opdrag gegee nie. Klaar Satan my aan in die troonkamer en eis sy regte op en sal daar absoluut geen vrug en seën op daai mense wees. Om die waarheid sal ek daai mense gooi vir die varke en sal daar geen vrug en seën wees nie. Dis hoekom dit belangrik is dat as jy jouself as 'n 100% heilige offer vir God gee, Romeine 12 vers 1 tot 5, sterf jy in jouself 100% offer en kry jy jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En ongelukkig hierdie tipe mense wat so optree in die naam van die Here praat en optree en God het nooit daai opdrag. Daai mense maak ons geloof seer. Hulle maak die een liggaam, hulle bring soveel twis en skeuring en verdeeldheid in die een liggaam van Christus in. En wees net baie versigtig op jou hoede, opreg soos duwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen hierdie tipe mense. Jy doen wat jou hart goed vind om te doen. Jy doen wat jy kalmte en rustigheid in jou gemoed in jou hart. Dit gaan nie oor om mense te please, dit gaan oor God te please. En wat ek vir jou sê, God is 'n waarmaker van sy woord en niks is vir hom onmoontlik nie, Kim. En niks is vir hom onmoontlik nie. En hy kan deur enige persoon praat en optree en die krag van die Heilige Gees is oral in alles en almal en in die natuur en oral is die Here teenwoordig. En ek kan vandag vir jou sê, hou vas aan daai 2 Korintiërs 6:7 skrif. Dis 'n fantastiese skrif, maar dit leer net vir jou. Dit is waar jou wapens vir aanval en verdediging is om in God se perfekte wil en weë te wandel, nie buite jou gesag en autoriteit op te tree nie, en baie waaksaam te wees teen jou eie ek, en natuurlik Satan wat net op die einde van die dag meer hout en petrol op die vuur gooi. Daai mense is baie gevaarlike mense wat so optree. Glo my, ek het 'n pad gestap, ek het geleer, ek het self 'n T-shirt in die kas, ek het juist geval deur sulke tipe dinge tot te val, en so het God my sterker gemaak en my geleer. Ek doen absoluut niks as God my die opdrag gee nie. Klaar, end of story. As God wil my in Kaapstad hê, sal hy sorg dat ek daar kom. As God my op 'n TV wil hê, as God wil hê ek moet 'n byeenkoms of 'n seminar of 'n kamp of wat ook al hou, sal hy vir my die opdrag gee. En ek sal 100% seker maak voor ek dit roep, voor ek dit uitstuur. My goeders ook verlede jaar Desember maand het ek opdrag gekry om daai kragvideo's te maak van Januarie maand af. Ek dink dit het aangehou tot einde Oktober. En weer hierdie Desember wat verby is, het ek opdragte ontvang om die goed wat ek oggend en aand op die oomblik uitstuur, dit is my opdrag. Laat ek vir jou sê, ek weet klaar wat moet ek doen tot laat in 2027 en my goed is klaar in plek. En dit wil ek vir jou sê, ek kry my opdragte van die Here af, en of een persoon daarna kyk, en of 50 biljoen mense daarna kyk, God is in beheer van die saad wat gesaai word, en die geestesreale neem notisie van 'n kind van die Here, erfgenaam, 'n nakomeling van Jesus Christus wat in gehoorsaamheid optree, nie buite sy gesag autoriteit optree nie. Ek doen wat my hart goed vind om te doen met die opdrag wat ek van die Here af ontvang, en natuurlik word God verheerlik deur my geloof en my gehoorsaamheid. Ja, God se krag kom ten sterkste wanneer ek
op my laagste is, op my minste is. Verstaan my, is God se krag teen sterkste, en dis hoekom gehoorsaamheid vir God so belangrik is. Ek praat langer as wat ek moet. Mooi dag vir jou, seën vir jou, lief vir jou, mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor jou lewe spoel. Dankie vir waardevolle liefde, ondersteuning. Dis kosbaar, is goud werd. Ons praat gou weer. Groetnis. Bye bye.